Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ek hoop dat u 'n baie mooi en 'n baie geseënde Paasvrydag gehad het. Ons was baie bevoorreg. En ek wil dankie sê, dankie vir die groot getal mense wat donderdag aand bygewoon het in Mooirivier en dan gisteroggend in Escort en ook gisteroggend in Wenen. Dit was baie kosbaar. So ons gaan voort met ons oordenkings uit Johannes, Johannes 17 vanoggend. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun sodat die seun u kan verheerlik. Net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Geliefdes, ons lees tot sover. Natuurlik is die Here Jesus hier praat van verheerlik die seun, dan is dit eintlik die kruisiging waarna verwys word. Dat die uur daarvoor het aangebreek, sodat hy aan elkeen die ewige lewe kan gee. En dan is hierdie baie belangrike verduideliking en bevestiging van, en dit is die ewige lewe. Hier kom verduidelik Jesus, wat is die ewige lewe? Hoe kan ons dit kry? Dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Vriende, hier is die ewige lewe. Dat ek en jy vir God ken, dat ons hom aanbid en die Here Jesus Christus. Baie belangrik, nee. In Johannes se evangelie word dit verduidelik dat die ewige lewe dan iets is waaraan ek en jy nou al deel word. Ons het mos baie keer in ons kop die idee dat nee, ek lewe hier en dan eendag gaan wel of die Here Jesus kom of ek gaan tot sterwe kom, wat er ook al eendag eers gebeur, en dan ontvang ek die ewige lewe. Johannes werk nie so nie. Johannes sê die oomblik wanneer jy in die Here Jesus Christus is, die oomblik wat jy in die Here Jesus Christus glo, dan het jy deel in die ewige lewe. Vir my en jou ewige lewe begin reeds nou, wanneer ek en jy in die Here Jesus Christus glo. Mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie vir die feit dat ons die ewige lewe kry. Nie op iets wat ons verdien het nie, maar op grond van die kruis. Dankie daarvoor. Amen.